welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail. Baie dankie dat julle my gejoin het. En vandag se video gaan ek Genesis 16 lees. Ek is nou by Genesis 16. Hagar en Ismael. Ek wil net hê ons moet gou ons oë toe maak en vir die Here vra om hier saam met ons te wees. God ons hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om in u woord te kan leer. Behoed en bewaar en beskerm ons asseblief waar ons leer teen die aanslag van die vyande. Wie ook al hierdie video kyk, maak vir hulle die woord oop, maak vir my die woord oop en help ons sodat ons kan leer. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Okay, so die storie van Hagar en Ismael. Maar Sarai, die vrou van Abraham, het vir hom geen kinders gebaar nie, en sy het 'n Egiptiese slaaf van gehad met die naam van Hagar. En Sarai het vir Abraham gesê, jy weet die Here het my nie toegelaat om moeder te word nie. Gaan tog in by my slaafin, miskien sal ek uit haar gebou word. En Abraham het na Sarai geluister. Vers 3. Toe neem Sarai, die vrou van Abraham, Hagar die Egiptiese haar slaafin, nadat Abraham 10 jaar in die land Kanaan gewoon het, en gee haar aan haar man Abraham om sy vrou te wees. Nou, Abraham is vir my een van God se favorites, en hier het Sarai nou vir Abraham gesê, jy kan maar met die ander vrou wees. So sy wat Sarai is, het vir Abraham vir Hagar gegee om sy vrou te wees. En gee haar aan haar man om sy vrou te wees. Okay, Abraham het klaar 'n vrou gehad, nee. So ek verstaan nie dit so lekker nie. Maar ek neem aan, ons gaan wel dra uitvind hoe die vrou aan die vrou gegee kan word. Vers 4. En hy het by Hagar ingegaan en sy het swanger geword. Maar toe sy sien dat sy swanger was, het haar meesteres veragtelik in haar oë geword. So Hagar het mien geraak met Sarai, want sy was Sarai se slaafin, en toe sy nou sien maar sy swanger, ek dink toe sy 'n groot kop gekry. Vers 5. En Sarai sê vir Abraham, die onreg my aangedoen is op jou. Ek lag, want dit is so typies vrou, nee. Sarai, want haar naam het iewers lank die lyn het 'n naam Sarah geword, maar huidiglik is dit nog Sarai. En Sarai het vir haar man gesê, ek kan nie kinders kry nie, gaan slaap saam met die slaafin. En toe die slaafin swanger raak, toe raak sy kwaad, en toe sê sy vir haar man, die onreg wat jy my aangedoen het, hoe kon jy? Haai julle, maar dit is regtig typies ons vrouens, hoor. Okay, so vers 5, en Sarai sê vir Abraham, die onreg my aangedoen is op jou. Ek self het my slaafin in jou skoot gegee, en nou dat sy sien dat sy swanger is, het ek veragtelik in haar oë geword. Laat die Here oordeel tussen my en jou. My goodness. Vers 6. En Abraham antwoord Sarai, daar is jou slaafin in jou hand, doen met haar soos dit goed is in jou oë. Toe het Sarai haar sleg behandel, en sy het van haar af weggevlug. So Sarai het vir Abraham gesê, ek kan nie kinders kry nie, gaan slaap saam met die slaafin. En sy het actually vir Hagar gegee vir Abraham om sy vrou te wees. Toe loop raak Hagar swanger, en toe Sarai nou meen met Hagar. Maar ek moet ook sê, ek dink nie Sarai sou meen gewees het met Hagar nie, as Hagar nie lelik was met Sarai nie. Want Sarai het self, Jesus het, of Hagar, toe sy sien sy swanger het, haar meesteres veragtelik in haar oë geword. So, toe Hagar agterkom, maar Jesus ek nou swanger, toe sy nou soos lelik geword met Sarai. So ek verstaan in 'n mate hoekom Sarai lelik was met Hagar, want dit was nie mooi nie. Ek bedoel, imagine ek kan nie swanger raak nie, en ek
moet vir my man sê, maar gaan slaap saam met die slavin om 'n babatjie te kry, en die slavin raak swanger, en hier is die slavin nou mien met my, dan sou ek ook mien gewees het met haar. Dis maar net typies hoe ons mense is. So Hagar was verkeerd gewees. En Abraham, wat actually baie goeie dude is, hy sê te vir Sara, weet jy wat, doen met daar net wat jy wil. So vers 6, en Abraham antwoord vir Sarai, daar is jou slavin in jou hand, doen met haar soos dit goed is in jou oë. Toe het Sarai haar sleg behandel, en sy het van haar af weggevlug. Vers 7, en die engel van die Here het haar by 'n fontein in die woestyn gekry, of gevind, by die fontein op pad na Sur, en gevra, Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan, en waar gaan jy heen? En sy antwoord, ek vlug van my meesteres Sarai af weg. Vers 9, toe sê die engel van die Here vir haar, gaan terug na jou meesteres, en verneder jou onder haar hande. Verneder jou onder haar hande. En hier die Here nie met Hagar gepraat nie. Hy het 'n engel gestuur om met Hagar te praat. En indirek sê die engel vir haar, jy was eintlik verkeerd gewees. Vers 10. Verder sê die engel van die Here vir haar, ek sal jou nageslag grootliks vermeerder, sodat dit vanweë die menigte nie getel kan word nie. Ook sê die engel van die Here vir haar, kyk, jy is swanger en sal 'n seun baar, en jy moet hom Ismael noem, want die Here het jou in jou ellende verhoor. En hy sal 'n wilde esel van 'n mens wees, sy hand teen almal en almal se hand teen hom, en hy sal teenoor al sy broers woon. Toe noem sy die naam van die Here wat met haar gespreek het. U is 'n God wat sien, want sy het gesê, het ek hier ook gesien na hom wat my sien? Daarom noem hulle die put van Lagai Roi. Dit lê daar tussen Kades en Beret. En Hagar het vir Abraham 'n seun gebaar, en Abraham het sy seun wat Hagar gebaar het, Ismael genoem. En Abraham was 86 jaar oud toe Hagar Ismael vir Abraham gebaar het. Baie dankie dat julle my gejoin het. Dit is die einde. Ek wil net een hoofstuk per video doen, so dit is die einde van hoofstuk 16. Nogmaals dankie, ons praat die volgende keer. Bye.